Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou hierdie week is Valentynsdag op almal se lippe en jy bespreek dalk 'n eetplek of beplan die geskenkies of wat se boodskap jy vir iemand gaan stuur. En of jy nou dink dis 'n geldbak storie of spectacular is en dit vier, maak nie saak nie, maar dit laat ons die fokus val op liefde. Oor daardie besonderse persoon in jou lewe wat jy dalk in jou lewe het of dalk die een wat jy graag in jou lewe wil hê, al weet jy nog nie wie of hy of sy is nie. Nou hierdie week stap ek hier op hierdie kuspaadjie op pad na hierdie plekkie toe waar ek wat besonders vir my is en waar ek graag my video's opneem. En net hier aan die ander kant agter my stap ek by 'n bankie verby met twee ou mense wat sit en vir die see kyk. Nou hy het sy arm om haar skouers en sy sit met haar hand op sy been en hulle kyk vir die see en terwyl ek hulle so dop hou, sien ek so nou en dan kyk hulle vir mekaar en hulle glimlag. En ek dink by myself, is dit nie wat ons almal van droom nie? 'n Liefde wat so lyk, wat sit, wat hou en wat nie eindig nie. En ek kan dink as ek met hulle sou praat, sou ek ook besef het dat daardie liefde sy sakke sout gehad het. Daar was dalk kanker by betrokke, dalk 'n kind wat verlore is, dalk 'n werk wat verlore is, geld wat te min was, onsekerhede oor die finansiële toekoms. Daar wat hulle dalk nie kos gehad het nie, nagte wat hulle wakker gelê het en gewonder het oor waar hulle môre gaan wees en wat hulle gaan eet en hoe hulle vir mekaar kan sorg. Maar die verskil is, hulle het gestiek by mekaar. As ons oor liefde praat, staan hierdie prentjie uit, want as ek om my kyk, dan voel die liefde soos 'n slagveld en die lyke stap elke dag by ons verby. Jy kry min mense deesdae wat in 'n gesprek praat sonder om eers 'n lys van ekse op te noem. En dan kom die statistieke by en skree oor egskeidings en baie glo nie meer in die huwelik nie, want wie sou nou 'n belegging maak in 'n aandeel koop of belê in 'n aandeel as die statistiek sê dat 40% van die tyd jy alles kan verloor. Hierdie statistieke wys ons ook dat meeste van egskeidings kom in huwelike wat minder as 10 jaar lank hou. En dan praat ons nog nie oor die verhoudings wat op die rotse geëindig het, wat nooit eers by 'n huwelik uitgekom het nie. Wat my ruk en wat jou ook behoort te ruk is, hoe maklik egskeidings afgemaak word en gekies word. Hoe normaal dit geword het, dat mense wat nog by mekaar is, die uitsondering is. En hoe blasé ons geraak het oor dinge soos egskeiding en opbreek. As jy nog by die statistieke ook bylaai, dat 55% van hierdie egskeidings kinders betrokke het, dan sien jy dat in 'n klaskamer amper die helfte van kinders wat daar sit uit gebroke verhoudings uitkom. En die blasé-houding gaan nog verder, waar 'n vrou vir my eendag gesê het, ag, as dit by kinders kom in 'n egskeiding, ag man, kinders is aanpasbaar, hulle is sterker as wat ons dink. Of, ag man, weet jy wat, nou, almal is geskei, daar's niks fout daarmee nie, asof dit die nuwe normaal is en die norm is. En dan wonder ons, hoekom die wêreld om ons soos 'n slagveld lyk. Veral met hierdie houding en die nuwe normaal wat ek en jy op ingekoop het. Maar dis nie die instelling van die huwelik wat die probleem is nie. Dis omdat ons nie die liefde reg verstaan nie. En dit vir baie van ons goedkoop geword het om vir iemand te sê dat ek jou lief het. Hoeveel keer het jy al by troues 1 Korintiërs 13 gehoor wat gaan oor die liefde? Dit het amper vir jou soos agtergrondgeraas begin word het, waar ons die verse hoor, maar nooit werklik luister wat die vers ons leer oor verhoudings en die liefde nie. As ons werklik luister, dan vat ons ook maar partykeer net dit wat ons pas. En daardie dele wat klink soos werk en opoffering, die ignoreer ons. Maar vandag haak hierdie een deel daarvan by my vas, wat sê die liefde is lankmoedig. Nou dis 'n groot en 'n ou woord wat ons nie vandag sommer meer gebruik nie, en selfs nie eers die betekenis van verstaan. Want lankmoedig is 2 dele, lank en moedig. Eerstens, nie gejaag te wees nie afdwingerig nie beheers nie. En moedig het 'n inspanningsding in dit. Dit gaan oor werk van verdraagsaamheid. Want dit is 'n houding in my gemoed, my moedigheid, waar ek toelaat, nie net oor tyd nie, maar in my houding van, ek laat jou toe om te wees, al verstaan ek partykeer nie wat jy doen nie, al pas dit my nie, of al stem ek nie daarmee saam nie. Ek gee jou die ruimte om jy te wees, al doen jy nie soos ek dink of doen nie, en ek druk ook nie my wil en tempo op jou af nie. Ek gee jou ruimte om asem te haal. Ek los jou nie elke oomblik in vrees nie. Ek staan nie as judge, jury en executioner en monitor alles wat jy doen en meet jou en gee vir jou punte nie.
Lankmoedige liefde is waar ek jou vlerke gee, nie kettinge wat my ego op jou afdruk om my happy te hou nie. Lankmoedig is ook om te volhard. Ek haal die vrees uit jou dat ek jou gaan los as ek nie dit of dat by jou kry nie. Ek sal stiek te midde van alles. Ek is stadig om kwaad te word, stadig om te reageer, stadig selfs wanneer ek seer kry of uitgelok voel of dinge swaar en moeilik raak. Ek dink vir 'n oomblik aan verhoudings wat jy gehad het wat nie gewerk het nie. Dink aan die wat hard geëindig het en jou en die ander persoon gebreek het. Of dalk die een waarin jy nou is wat bietjie wankelrig voel. Of die een wat jy oor droom en bid voor. Is die liefde wat jy gegee het of nou gee, of bereid is om te gee, is dit liefde van lankmoedigheid. Lankmoedigheid is nie die begin van liefde nie, dit is die uitvloeisel en die vrug daarvan. As ek dus sê ek het jou lief, maar dan moet dit verdra, dan moet dit ruimte gee. As ek nie gaan stiek deur alles deur dik en dun nie, dan is dit nie liefde nie. Lankmoedigheid sê, ek gaan jou nie elke dag deur hoepels laat spring nie. Jy is nie 'n eksperiment nie. Jy hoef my nie konstant te impress of my ego te streel nie. Dit sê, jy mag wees. Ek bly. Te midde van alles wat jy op my gooi. Dis die bankie liefde by die see. Dis die hande wat aanraak en jou laat weet en laat voel, alles is oukei. Dis nie net opgewondenheid nie, dis liefde wat die vrees uitdryf. So wanneer jy hierdie week vir iemand sê, ek is lief vir jou, vra vir jouself, volg ek dit op met lankmoedigheid? Maak my liefde iemand rustig, of laat dit hulle harder moet probeer, meer maskers moet opsit, minder hulle self wees? Kan iemand by jou kwesbaar wees sonder jou oordeel? Kan hulle stadig wees sonder jou straf? Kan hulle groei sonder jou druk? Mag hulle daar wees vir hulle self, nie net vir jou ego en op jou ego se terme nie. Lankmoedigheid sê, ek sal vir jou wag, ek sal jou nie aanjag nie, ek sal plek maak vir jou proses. Dis om te sê, jy kan langs my sit, vandag, môre, vir 'n leeftyd en vir altyd, tot die einde, te midde van alles. Dalk is dit wat ware liefde nog altyd was, en wat ek en jy so maklik mis. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag, en tot ons weer saam stap, mooi loop.